Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by nog 'n episode van Familiewyse Welvaart. In hierdie reeks gesels ons nou al vir meer as 100 episodes oor hoe families in besigheid wysheid nodig het om die welvaart wat uit hierdie familiebesighede tipies kom, te kan bestuur. So, ek het voorreg om vandag vir Karen saam met my in die ateljee te hê. Karen, vir mense wie jou dalk nou vir die eerste keer aanlyn ontmoet, vertel so 'n bietjie meer oor jouself. Ja, ek is natuurlik getroud met Willem en ek is 'n registered counselor wat ek my eie praktyk het en waar ek maar 'n bietjie baie met mense se geestesgesondheid werk, maar ek is ook baie betrokke saam met Willem in familiebesigheidsbeplanning waar ek maar met die sagte kant van die dinge werk en dit is my groot voorreg. Ja, Karen het honeursgraad in sielkunde, meestersgraad in teologie. Ja, ons sê baie keer sy help ons met die sagte goed in familiebesigheidsbeplanning. Ons werk op die harde goed, maar ek het al geleer die sagte goed is eintlik die harde goed. So ons maak nie onderskeid tussen wat ons noem kwalitatiewe welvaartswerk, waar dit nie soseer net oor die rand en sent gaan nie in die familiebesighede. En dan ons is nou meer die kwantitatiewe kant, die nommers. So ja, ek kom uit beleggingsbestuur wat baie oor nommers gaan, maar ook welvaartbestuur waar ek vir 25 jaar welle families, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, met die bestuur van hulle welvaart help. Nou, in ons vorige episode, wat so 2 weke terug uitgesaai is, het ek en Karen met julle gesels oor hoe om goeie vergaderings in jou familiebesigheid te hou. Karen, ek dink mense kan teruggaan na daai episode en dit gaan luister as hulle dit gemis het. Ja, verseker. En ons hanteer 10 verskillende belangrike sake waaraan jy aandag kan gee in jou familiebesigheid en wanneer jy 'n vergadering hou. Maar vandag gaan ons op dieselfde onderwerp werk in episode 105 en ons gaan dit 'n entjie verder vat. So Karen, jy kan gerus met ons kykers en luisteraars deel oor wat ons vandag praat. Ja, ons praat vandag oor hoe om goeie reëls te skryf vir hierdie vergaderings in jou familieonderneming. Ja, so. Goed, so ek dink 'n mens moet dalk net eers 'n tree teruggee. Sê maar, reëls, jy weet, hoekom het jy nou reëls in jou familie besigheid nodig en hoekom as jy 'n vergadering hou as 'n familie binne 'n familiebesigheid, hoekom is dit dan nou nodig om reëls te skryf? Wat sê jy is van die belangrike redes om reëls te hê vir jou vergaderings? Ek dink vergaderings moet vir die meeste mense ordelik verloop en in baie families, jy weet, praat almal gelyk. Almal wil hulle eie mening gee en baie keer is mense nie altyd op dieselfde bladsy met mekaar nie, as baie keer konfliksituasies. So dit is baie belangrik om reëls te skryf oor hoe word daar in sekere omstandighede opgetree. Sê maar iemand verloor sy meer in die vergadering, wat gebeur op daardie oomblik, jy weet, so dis sulke goed is ontsettend belangrik, anders wil mense nie later na die vergadering toe kom nie, want dit is vir hulle onordelik. Ja, en ons kry baie keer dat familiebesighede aan die besigheidskant baie goeie vergaderings hou, hulle het notulus en daar's orde en dissipline en die goed, maar dis ook baie keer omdat daar nie familielede betrokke is in die vergaderings, en die familie om een of ander rede hulle self dan goed gedra, maar ja, wanneer hulle as familie bymekaar kom en daar's nie familiepartye betrokke nie, ja, dan kom van ons, kom ons sê nou maar, patrone van gedrag, uit ons kinderjare, grootwordjare kom na vore, en ja, dit maak om vir pa in die rede val, en kleinboet kan vir ouboet, ja, 'n skewe woord sê, en die een kan vir daai 'n afjak gee, en dis nie hoe dit veronderstel is om te Ja, wees en dit is nie, ook belangrik om elke persoon wat in die vergadering sit 'n spreekbeurt te gee. So as daar nie sekere reëls om dit is nie, dan kry jy baie keer die gewoonte dat die patriarg heeltyd praat. Jy weet, Of die matriarg, né, die sy die matriarg, dominante figuur ja, is. verseker, al die hele tyd praat en iemand anders kry nie 'n beurt om 'n sê te sê nie. Ja. Ek dink een van die belangrikste reëls van 'n familievergadering, ons gaan nou by voorbeelde kom, is dat mense betyds ingelig is van die vergadering
en dat hulle vooraf van kennis gestel word van die notulen, met ander woorde wat 'n mens in die vergadering gaan bespreek. Jy dink baie keer, familiebesigheid vergadering is somme informeel en dan kom maar onderwerpe op waarop 'n mens nie voorbereid is nie en waarop jy nie beplan het nie. En dit kan party mense van balans afvang en ja, baie slegte reperkusies baie keer hê. So, goed, ek dink dis net 'n lekker raamwerk, jy weet, om in te dink. So, ek dink 'n volgende belangrike punt wat 'n mens hier moet uitlig is dat die proses om die reëls vir die familievergadering te skryf is net so belangrik soos die reëls self en dat 'n mens hierdie reëls moet van tyd tot tyd hersien en sê maar is hierdie nog van toepassing of is die nuwe situasies wat ons dalk met nuwe reëls moet aanspreek. So ons kry families wie bepaalde reëls vir hulle familievergadering het en wanneer hulle familievergadering dan bymekaar bring en hulle het klaar met van die aanvangsformaliteite van die vergadering gedeel soos 'n hallo en 'n verwelkoming en 'n die en daai, dan sal hulle vinnig net om die tafel gaan en kom ons sê as 10 mense om die tafel en hulle het 5 belangrike reëls vir hulle familievergadering. Dan sal daai 5 reëls, elkeen sal 'n beurt kry om een van die reëls te lees tot al 5 reëls gelees is en dan herinner hulle hulle somme daaraan dat hulle weet, jy weet waar net hulle self as familie verbind. Goed, so ons gaan vinnig net met julle 'n handjievol reëls deel wat kan dien as voorbeelde vir van julle reëls vir vergaderings. Moenie noodwendig nou hierdie net so gaan vat en blindelings net op julle besigheid van toepassing maak nie, gaan dink diep of hierdie regtig die tipe reëls is wat julle nodig het. Karen is die eerste een op die skerm, jy kan hom gou vir ons lees. Wees ten volle teenwoordig, baie belangrike een. So, dit beteken dat jy in die vergadering is en dat jou foon meer as 'n armlengte weg van jou is en af is. Dink jy dis veilig? Ja, nee, dis baie Of kan ek maar hier langs die kant so 'n bietjie my WhatsApps kyk en antwoord en kyk? Dan is 'n mens nie teenwoordig nie. Nee, maar ek meen ek kan multitask, so ek is hier bietjie besig, maar ek is ook hier, so ek luister so met een oor aan die kant en ek so met die ander oor aan daai kant besig. Nee. Hierdie is 'n geweldige groot probleem in familiebesighede, eintlik in die samelewing vandag, dat mense by mekaar is, maar hulle volle aandag is nie met mekaar nie. En ongelukkig is tegnologie 'n massiewe groot uitdaging en 'n probleem hier. So 'n eenvoudige reël. Ons het sekere vergaderings waar ons 'n bak het. En mense vat hulle fone, hulle sit dit op flight mode, sit die foon in die bak, met ander woorde, jou foon is buite jou bereik, jy darm die gemoedsrus dat jou foon daar is. Dit is nie heeltemal skeidingsangs nie, soos 'n verlengstuk van jouself, jy kan hom sien daar, maar jy weet hy's daar, en jy kan ongelukkig nie met hom werk, terwyl jy besig is om hierdie belangrike stuk werk van die vergadering te doen nie. Jy kan na 'n uur of 2 in die vergadering sê, kom ons vat 'n breek, en kom ons herenig net gou weer met ons fone, sit hulle aan, kyk of hulle nog alright is, dan sit ons hulle maar weer af, en dan gaan hulle weer terug in die bak in. Ja, ek wens ek kan sê, daar's 'n ander manier om hiermee te werk. Ja, is nie. Dis maar die manier. Goed, ons vat gou 'n handelsflitsbreek. Dankie aan RIG vir hierdie vir ons moontlik maak. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Goed, ons is terug na ons handelsflitsbreek. Dankie aan RIG. Besoek hulle gerus by rig.ac. Maar Karen, waaroor gesels ons in episode 105? Ons gesels om goeie reëls vir ons familieonderneming te skryf. Goed, en ons het reeds een voorbeeld daarvan gegee. Maar kom ons gaan aan en ons kyk na ander voorbeelde van goeie reëls in 'n familievergadering. As ons sê tree met respek op, wat kom onmiddellik in jou gedagte? Om elke persoon 'n geleentheid te gee om mense aan te hoor, om mense nie in die rede te val nie. Ja. Om nie uitbarstings te hê nie. Mense te respekteer. Ja, en ons sien baie keer in familievergaderings waar verskillende generasies teenwoordig is,
hoe jonger mense respekvol teenoor die ouer generasie optree, maar ook dan die wonderlike liefdesgebaar partymal van 'n oupa en 'n ouma om 'n klein kind op die skoot te neem en sê, "Hey, maar Boeta, wat sê jy?" Jy weet, so ek dink dit is belangrik om in ag te neem. Goed, 'n volgende voorbeeld hierso is om 'n reël te hê dat ons wanneer ons in die vergaderings is, teenwoordig is, dat ons regtig aandagtig sal luister. Nou, wat beteken dit om aandagtig te luister? Ek sal sê dit beteken om nie ander mense in die rede te val nie, om nie alreeds te sit en luister wat jy nou volgende gaan sê nie, Mense se sinne klaar te mense maak. se sinne klaar te maak nie, want dis nogals 'n ding wat 'n mens baie kan doen, as jy met iemand praat, iemand vertel vir jou 'n storie of 'n verhaal of dat jy al klaar besig is om te dink wat jy nou eintlik volgende gaan sê. En dan luister jy nie regtig nie. Ek dink dis baie belangrik. Ek dink mense, die Engelse taal, body language is ook belangrik as jy luister. So, as iemand praat, kyk na die persoon, maak oogkontak, leun in die persoon in, gee jou volle fokus en aandag, weet, aan die persoon. Ek dink Sodat die persoon wat praat voel, hy of sy word aangehoor. Ja. Goed, ek dink dis definitief 'n baie belangrike een wat 'n mens as 'n reël vir jou vergaderings kan oorweeg. Goed, wees geduldig. Hoe kan ons meer geduld in ons vergaderings inbring? Ek dink maar weer daaroor om, voordat jy dalk jou meer verloor, dalk tot 10 te tel, as jy dalk kwaad raak, jy weet, dit net bietjie te besin, net bietjie terug te kom. En ek dink, die hele ding van om mense spreekbeurte te gee, help baie hiermee. Ja, om jou beurt af te Om jou wag. beurt af te wag, en nie net, jy weet, elkeen kan sommer net inspring in hulle mening gee nie. En dit is waar die voorsitter wat daai tyd die vergadering lei, wat ook nie elke keer dieselfde persoon moet wees nie, daai ding baie mooi moet beheer neem daarvan. Ja. Want dit maak dat mense meer geduldig is. Nee, verseker. Goed. Ek dink 'n laaste een wat ek miskien hier wil uitlig is om nie te veralgemeen nie. In die Engels het 'n oulike ding wat hulle sê, own your opinions. So, as ons partymal 'n familievergadering sien, is iemand sal 'n stelling maak en sê, maar die mense voel, dit is nie goed dat ons op 'n maandagooggend 8:00 begin nie. Ons moet eerder 9:00 begin, maar die mense voel. As jy nou in dit ingaan en sê, maar wie is hierdie mense wat so voel? Is dit al die kantoorwerkers wat so voel, of is dit mense wat dalk hard gekuier die naweek, wat 'n bietjie wil inslaap nog, om van hulle naweek blues ontslae te raak voor hulle die maandagooggend begin werk? Jy weet, wie is die mense? As jy 'n opinie oor so iets het, kom en sê, maar ek is van mening dat dit beter gaan wees, dat ons maandagooggend eerder 8:30 ons vergadering begin en nie 8:00 nie, want wat tipies op 'n maandagooggend gebeur is, mense kom by die werk 8:00, maar dan kuier hulle eers met mekaar om koffie en hoor wat het die in die naweek gedoen en daai, en jy kry hulle in elk geval eers omtrent 8:30 behoorlik, dat hulle gefokus is, jy weet, op die werk wat hulle wil doen. So, maar dan kan jy nie gesê die mense sê nie, dan sê ek is van mening, of ek dink. En as iemand anders van jou mening verskil, dan kan hulle sê, maar ek dink nie dit is so nie. Ek dink ons word almal betaal en professioneel 8:00 by die werk te wees en dadelik te begin werk. As jy dan wil kuier, kom dan nou maar 8:15, maar ons moet 8:00 begin werk. Dan het jy twee verskillende menings sien. Maar ek dink dit is 'n belangrike reël om te sê, as jy 'n mening lig jou eie mening, moenie namens ander mense menings lig om jou eie standpunt te probeer ondersteun en so steun te probeer werf vir dit wat vir jou belangrik is. Goed. So ek dink in hierdie klompie voorbeelde wat ons hier gegee het, is mense dalk op 'n plek dat julle lekker reëls vir julle familievergaderings kan skryf. Ek en Karen gaan in die volgende episode 106 met julle gesels oor hoe deur ons familie stories om beter besluite in ons familiebesigheid te kan maak. Goed, mense kan ons kontak op ons webwerf rig.ac, hulle kan daar ook ons skool van wysheid vir welvaart besoek. Waar kan mense ons per e-pos bereik? By info@rig.ac. Goed, en dan ons webwerf, soos ons gesê het, is rig.ac.
Vir die van julle wie na die YouTube uitsending kyk, sal op die skerm 'n QR-kode sien. Jy kan jou slimfoon uithaal. As hy nog in die bak lê, kan jy hom uithaal, aansit. Jy het toestemming om hom nou te gebruik. En dan skandeer jy die QR-code in en dit vat jou na 'n webwerf waar alles wat ons oor die jare oor familiebesigheidsbeplanning gedeel het, oor die 100 episodes, hulle video's, televisie, opnames, artikels wat ons geskryf het, alles op hierdie webwerf en ja, Karen, trots in Afrikaans. Trots in Afrikaans. Ja. Goed, so gaan loer gerus in op ons webwerf, ook in daai op daai mikro skyfie, maar ons groet julle dan tot volgende keer. Mooi loop. Totsiens. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.